Elsje Besson en haar skaapboerman boer al vir meer as 30 jaar op die familieplaas Portugaalse Rivier. Ja, dit moet vreeslik wees om hier te wees en jaar na jaar reën dit nie. As jy weet hoe lank 'n droogte gaan aanhou, is dit een ding. Om uit te hou vir 8 jaar. Sê elke jaar hoop jy weer. Jy hoop weer. Jy hoop ook hy op nie. Jy moet vasbyt. Dan kom maar nog 'n jaar en dan reën dit nie. Ons is gewoond aan droogte siklusse. 1 jaar, 3 jaar tot 5 jaar. Dan hou die droogte so lank aan. Jy gaan nie mense in die ouer huis en dan vra jy oom tannie, moet julle deur 'n droogte kom? Sê sy my kind, ons weet nie. Ons het nog nooit so lank droogte ervaar nie. Ons kan nie jou help nie. Kan nie vir jou antwoord gee nie. En tot jy op so 'n ervaring gehad. Ja, ek het een nag, so maandagooggend of so al rondom 2:30 wakker geword van 'n stem. Hy het gesê, hou op bekommerd wees. Jy sal hierdeur kom. Volgende oggend, my man uit veld toe en so 10:30 die oggend kom in die huis. So ons kan nie meer aangaan nie. Ons het nou dringend hulp nodig. Ons is op die einde van alles. Ons het 'n buurman wat rig met ons boer en hy het 'n plaas in die Oeverberg. Hy sê Elias, as jy nou kom, sit ek op 'n stroper op die land. As jy môreoggend kom, sit ek op kantoor. Elias sê ek is op pad. Toe wil jy nou weggaan nie. Ons het vir groot tye daar gaan bly. En toe het hulle begin ploeg en plan vir die volgende seisoen het ons teruggekom. En toe vat ons hom maar weer van voor af. Maar hy het nuwe moed geskep aan die ander kant. En hierdie berg het 'n rol gespeel vir jou dat dit weer begin reën het. Dit het om die geloof 'n groot rol gespeel. Hierdie berg se naam is Mama Berg, maar in hierdie tyd het dit Manna Berg geword. O, jy moet gee. Kan 'n mens hier opstap? Kom ek wys jou. Laat ons gaan. Ek dink as meer as 500 verwysings in die Bybel na berge, maar berge in 'n spesifieke konteks van jy gaan 'n berg op en het 'n belewenis daarbo. En hierdie berg, Mama's berg, wat dit eers was vir Elsje, is my 'n bietjie van 'n hoorheb. Ek het allemaal klip stapels gesien, maar hier is ja. Elkeen met jou eie hande. Elkeen met jou eie hande. Elke klip verteenwoordig 'n gebed. Ja. Elke keer dat ek bo kom, het ek een klip opgesit. Hoe het gebeur dat jy die eerste oggend hier opstap? Van my kinders geboortes, het ek my kinders se versorging self hanteer. En wanneer my man saans uit die veld uitkom, het ek hom gevra om net 'n rukkie na die kinders te kry. Ek is 'n buitelug mens, ek net 'n bietjie buitekant kom, dat ek hierdie berg kom opklim. En toe het ek vir elke keer dat ek bo kom 'n klip geneergesit. En ek het gedink, miskien eendag, by ou dag kan ek terugkyk. En dan kan ek ook oral van die plaas af sien waar hierdie klipstapels staan. En aan my dogter is gehoor gestremd. En dan vra sy van haar pa, waartoe gaan mamma? En ek waar mamma? Sy het reg gepraat. Dan sê mamma gaan berg toe. En later sy gesien as ek my stapsewels aantrek, dan sê sy Mama Berg. Toe kom hierdie naam word Mama Berg. Maar in die droogte het Mama Berg verander na Manna Berg. Ek het in die droogte elke dag opgestap. En verteenwoordig elke klip 'n gebed. Elke klip verteenwoordig gebed. 9828 van hulle. Elke keer wanneer sy hier bo kom, sit sy nou 'n klip op die stapel, maar dan vat sy ook 'n klein klippie en gooi hom in hierdie flesie. En dan, wanneer daar 100 klippies in hierdie flesie is, bring sy nou 1 tandepasta bysie se proppie en sit hom in hierdie flesie. Ek het rooi uitgewerk, as sy elke dag 'n klippie kom neersit, is sy nou al vir 27 jaar besig met hierdie klipgebed van haar. Terwyl jy dalk partykeer hier binne in jou nie lus is of 'n bietjie treur binne jou of wat ook al of kwaad is. Dus jy vra my vandag 'n bietjie vas, jong. Nee, ek het dit antwoord. Ek het regtig nooit daai woede gevoel nie. Dit is deel van ons bestaan, wil ek amper sê. Jy gaan deur 'n droogte siklus. Maar hierdie een is taaf. Deel van die ding waarom Elsje elke dag hier uitklim om te gaan bid en 'n klip neer te sit, is om daai gebrokenheid in haarself op 'n manier te probeer besweer met die hulp van bo. En dit is eintlik 'n klipgebed hierdie. Wat ervaar jy as jy bo kom? Daar sekere mense wat glo dat die hemel en die aarde 'n sekere afstand van mekaar is. Maar by sekere plekke voel dit vir jou of die hemel nader aan die aarde beweeg, waar jy nader aan jou Skepper is. Hierdie is een plek waar ek nader aan my Skepper voel. As ek bo kom, ervaar ek absolute kalmte, rustigheid, vredigheid. Ek ervaar sy teenwoordigheid. En het jy dit as 'n bietjie van 'n wonderwerk ook ervaar laat dit begin reën het? Jy bid so lank, jy weet dit gaan gebeur. Jy weet nie wanneer nie. En jy glo met jou hele geloof, dit gaan iewers gebeur. So jy ervaar dit net. Dit is eintlik hier. Jy is te dankbaar. Wat het jy gedoen dat dit begin reën het? Jy staan buitekant in die reën en jy dank jou God.
Het jy buite die huis gaan staan met dit doen? Absoluut. Diep in die nag word ek wakker. Ek stap buite toe, uit by die agterdeur en staan byna my kop teen die melkweg. Sien nou die dag kom dat die meeste mense op aarde slegs dit wat rasioneel verklaar kan word, as die waarheid aanvaar. 'n Dag waarop die wetenskaplikes 'n nog sterker greep op die hede in die toekoms sal hê as nou. Astronome sal nog baie ligjare verder met hul teleskope tot in die uithoeke van die heelal kan kyk. Sal ek my ooit ophou verwonder aan die skepping en die volheid daarvan?